Goeiemôre, welkom by dag 20 van ons 21 dae uitdaging. Ons is so amper op die einde. My hart is amper steur om te dink ons 21 dae het so vinnig verby gegaan, maar ek glo en vertrou jy het saam met my gegroei en verdiep in jou verhouding met Jesus. Kom ons sit so en bid ons saam. Here Jesus, baie dankie vir nog 'n wonderlike dag. Dankie Here Jesus dat U in die natuur met ons praat, dat U by ons is, Here, dankie dat ons 'n nagrus kon hê, Here, dankie dat ons die voorreg het om vandag weer wakker te word, met asem in ons longe, Here, met 'n wete dat U by ons is, Here, dat U met ons is en dat U ons sal lei. Here, ek kom bid vir hierdie woord, dat U vandag regtig elkeen se hart ontvanklik sal maak met U na luister, Here, kom stort sommer net U liefde en die salwing van die Heilige Gees oor elkeen se hart uit. Here, gebruik my as 'n instrument in U hand. Here, ek bid die bloed van Jesus Christus oor hierdie boodskap, Here, en ek bid en vra dat dit in 'n goeie grond sal val. Here, kom lei my woorde, Here, sodat dit wat gespreek word uit U hart uit mag kom. Ek bid dit als in Jesus se naam alleen. Amen. Goed, julle, ek wou eintlik vanoggend so my kind se chef hoedjie opgesit het, maar tipies so vroeg in die oggend kon ek nou in daai hele krat vol dress-up klere kon ek nou glad nie 'n chef hoedjie kry nie. Maar ek het vanoggend hierso, nou gaan almal lekker honger word, 'n lekker ek kon eintlik sê pancake, maar is nie 'n pancake nie, of 'n flapjack, ekskuus vir die Engels, maar dit is nou hoe hy lyk. My man sê dit lyk meer soos vrugteslaai. Nou goed, dit is 'n wonderlike resep wat 'n vriendin met my gedeel het. 'n proteïene pancake noem hulle dit eintlik. So hy bevat eiers en oats en dan smaak jy maar eintlik met bakpoeier, vanilla en kakao en dan het jy nou hierdie wonderlike pancake. Maar jy moet die regte hoeveelhede gebruik want anders is hy te droog. Jy kan partykeer 'n bietjie protein shake ingooi. So dis nou 'n gesonde ontbyt om te eet en dan sal mens hom nou bo-op nou versier met vrugte en yoghurt en alles wat nou lekker en gesond is. En so verlede Saterdag maak my man uit alle goeie tierenheid en goedheid van sy hart uit, maak hy vir my nou hierdie resep. Hy weet ek's baie lief daarvoor. Maar terwyl hy besig is, kom hy agter oogats. Die oats, die havermout is klaar. En in die proses sê hy vir my, hy weet nou nie wat om te doen nie. En ek sê vir hom, miskien moet jy maar probeer om 'n bietjie muesli in te gooi. En hy sê nie, hy het toe nou 'n bakkie oats wat hy die oggend gaar gemaak het vroeg vir hom. Dis gaar oats, hy gaan so 2 of 3 lepels van dit nou ingooi en kom ons kyk hoe werk dit. En met die gevolg, die pannekoek het baie lekker geproe, maar hy het nie gebind nie. So toe hy die pannekoekie vir my gee, toe sê hy vir my, ek wil nou nie kyk hoe dit lyk nie. En toe ek so om uit die mikrogolf uithaal en ek kyk, toe lê hy in stukke gebreek. Toe het hy glad nie gebind nie en hy het lekker geproe, maar hy het nie gelyk soos wat hy veronderstel is om te lyk nie. So hierdie is hoe hy veronderstel is om te lyk wanneer al die bestanddele reg in is. Nou julle, dit het my dadelik laat dink dat ons verhouding met die Here is absoluut dieselfde. Ons is soos 'n koek wat gebak word of soos hierdie pancake wat gebak word. En verskoon die Engels, ek weet eintlik eers wat mens hierdie mengelmoes sal noem in Afrikaans nie. Maar dit is presies hoe ons lewe is. Dis soos 'n baksel wat in die oond is. En dis my so wonderlik dat die Here in elke proses en in elke bestanddeel saam met ons is. En partykeer in ons lewe maak ons hardkoppige keuses en verkeerde besluite en die bestanddele kry ons nie heeltemal reg nie. En dit is dan wanneer dit so 'n bietjie flop en dinge uitmekaar uitval en dinge net nie reg val nie. So ons wil tog op die einde van die dag die regte resep volg. Nou ek lees hierso vir julle Johannes 15 vers 5. En dit sê sonder my kan julle niks doen nie. Nou julle, die heel grootste bestanddeel van hierdie pannekoek sal ek sê was die eiers en was die havermout, die oats gewees. En sonder dit is die pannekoek eintlik maar net 'n flop. En dit is presies hoe die Here vir ons eintlik sê, sonder hom kan ons niks doen nie. Hy is die hoofbestanddeel van ons lewensresep. En baie keer maak ons keuses en besluite uit ons eie uit. Ons sal vinnig impulsief iets besluit, maar dan is dit geneig om skeef te loop of nie uit te draai soos wat dit moet nie. Dis my so mooi, ek het vriende wat absoluut hulle ingesteldheid is om altyd
die Here se aangesig in elke liewe besluit te neem. Hulle sal nie eers gaan vir 'n uitete voordat hulle voor dit net gesê het, net so vinnig in hulle harte, Here, is dit wat is dit waar ons nou moet wees. Lei ons, wys vir ons waartoe ons moet gaan. So elke liewe besluit wat hulle neem, is hulle ingesteldheid om die Here in dit te ken. En met die gevolg beleef hulle regtig seën en vrug op hulle lewe en gebruik die Here hulle waar hulle is. En ek glo dit is die hartklop van die Here. Hy sê tog immers in die woord dat alles wat ons doen, moet ons doen tot sy eer, nee. En hoe doen ons dit tot sy eer? Eerst is om te erken en te sê, Here, lei my, help my om na die regte plek toe te gaan. Help my om by die regte plekke te sit. As ek in die winkel loop, help my om 'n oomblik met iemand te hê. So, jou ingesteldheid is om hom te ken en nie jou eie manier te volg nie, sodat ons soos Johannes 15 vers 5 alles in en deur Jesus kan doen. Nou julle, wanneer ons eie resepte begin volg, dan flop dit, nee. So wanneer toe my man daai gegaar havermout ingegooi het, in plaas van die rou havermout, en die hoeveelheid was die reg, toe flop die resep. En dis presies wat gebeur, wanneer ek self besluit om te meng, en ek kies self watter bestanddele ek wil volg, dan is ek besig om 'n floppie te maak. En Spreuke 14 vers 12 sê so mooi, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weg van die dood. En dis nie partykeer groot dinge wat die floppie veroorsaak nie. In hierdie geval was dit dis dieselfde bestanddeel. Hy was net in die verkeerde vorm gewees. En so is dit baie keer ons eie wil, ons eie keuse, ons eie hardkoppigheid, daai klein bietjie ongehoorsaamheid aan die woord van God, is dan wat die bestanddele maak dat dit nie meer werk nie, dat hierdie resep nie meer hierdie pragtige, lekker, aangename pannekoek is nie. Nou, daar is 'n voorbeeld in die woord, en dit is Saul. Saul was ongehoorsaam geweest. As ons terugdink, was hy nie veronderstel om vooruit te beweeg en self te doen wat hy wil nie. So, hy was ongehoorsaam geweest. Hy het nie gewag vir Eli die profeet nie. En op die eind van die dag het sy hele resep, sy hele lewe het begin uitmekaar uitval, soos wat hierdie pannekoek uitmekaar uitgeval het, as gevolg van ongehoorsaamheid. So ek wil jou vandag vra, en ek vra dit vir myself ook, waar is ons besig om bietjie vir bietjie ongehoorsaamheid in ons harte toe te laat, sodat daai resep wat die Here vir ons het, nie meer werk nie? Waar is ons besig om sy woord te disrespekvol teenoor sy woord te wees, en nie meer te eer nie, en ongehoorsaam teenoor sy woord te wees, want sy woord is tog die riglyn. So elke skrif wat in die woord is daar vir ons tot opbou, om ons te leer, ons te onderrig, en dan is daar ook skrifte tot seën, maar ons wil baie keer net die skrifte vat wat seëninge inhou. So die eerste vraag wat ek vandag aan jou het, om jou hart te ondersoek en te sê, Here, waar het ek bestanddele begin verander? Watse bestanddele gooi ek in my lewe in, wat ek, onthou julle, ons het gepraat oor kompromie, nee, waar kompromie sluit, maar hierdie gaan baie oor ongehoorsaamheid. Waar het ongehoorsaamheid in my hart gekom, en eie wil? Waar volg ek my wil? Sê ek, dis my lewe. Ek kan besluit. Want as Jesus Christus die koning van jou lewe is dit nie meer jy wat die besluite neem nie. Dan is dit wat die resep is wat hy gee. En dis die resep wat ons dan volg. En hy is die hoofbestanddeel. So hy is die kok ook. Hy is die een wat meng. Hy is die een wat ingooi. Of is ek die een wat die lepel gevat het en gesê het, nou meng ek, nou gooi ek die bestanddele in. Julle, ons eie planne klink baie keer vir ons reg, maar dit bring nie lewe nie. Wanneer ons gebed uitlos, verloor ons vrede. Wanneer ons vergifnis uitlos, word die deeg hard. Wanneer ons liefde uitlos, proe ons lewe bitter. Wanneer ons geduld vergeet, raak ons lewe soos deeg wat nooit klaar gebak word nie. Dis rou binne en verbrand buite. Jakobus 1 vers 22 sê, wees doeners van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Nou julle, die gevolg van 'n flop, is dat jy baie keer voel, jy kan nie meer nie, jy wil nie meer groei nie, jy voel vreugdeloos, jou smaak is nie meer lekker nie, jou geur wat jy afgee is nie meer lekker nie. So die mense om jou, ruik nie meer die aangename geur nie,
Hulle voel nie getrek na Jesus Christus toe, want jou lewe is nou maar net nog een van die baie floppies daar buite. Nou ja, my vraagie is, en ek gaan terug na hom, is Jesus nog die hoofbestanddeel in jou lewe? Is Jesus die een wat jou lewe dryf? Volg ek die Here se wil? Goed, so dan, baie keer, as ons nou ook in 'n resep dink, enige iets wat gebak word, word in hoë hitte blootgestel. So, 'n koek gaan in die oond, hierdie word op die plaat, op 'n warm plaat gemaak. En in ons lewe word ons aan 'n hitte blootgestel, en dit is nodig, nee? So ons word aan baie beproewinge blootgestel. En dis wanneer jy deur die beproewinge gaan, wat mense gaan sien of jy uitmekaar uit gaan val, of gaan jy staande bly. En die woord beloof dat as ons die Here se weë volg, dan sal hy ons staande hou, en hy sal ons beskerm. Daar's soveel beloftes daarin. Maar wanneer jy ongehoorsaamheid, eie wil toelaat, wanneer daai vuur kom, dan val jy soos daai pannekoek uitmekaar. Maar wanneer jy die vuur kom, en jou bestanddele is reg, en Jesus is die hoofbestanddeel, dan kan jy staande bly, ongeag die beproewinge wat kom. En Romeine 8 vers 28 beloof dan vir ons, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So dink aan daai resep, alles in daai resep, werk uit, alles wat saamgevoeg is, bou tot 'n heerlike pannekoek, want dis die regte bestanddele. Nou daai oondbeproef van beproewinge waarvan ek gepraat het, of daai warm vuur, wil ek net die skrif vir julle ook aanhaal. 1 Petrus 1 vers 6 tot 7. Wees bly, al word julle nou vir 'n kort tyd bedroef, deur allerhande beproewinge, sodat die egtheid van julle geloof, wat kosbaarder is as goud, wat vergaan, wat deur vuur beproef word, gevind kan word, tot lof en eer en heerlikheid by die verskyning van Jesus Christus. Nou julle, Jesus los nie die oond of die stoof net aan nie. Hy bestel daai temperatuur, hy weet tot wat jy kan hanteer, en hy weet, hy stel jou in staat, hy weet wat se pannekoek gaan uitkom, hoe mooi dit gaan wees, die geur wat gaan uitkom. Nou vir my is die lekkerste as hierdie pannekoek nou gebak word. Daar's vanilla ook in die resep, maar die oomblik as hy gaar is, dan kom daai geur, dit vul die hele kombuis, jy ruik die vanilla, jy ruik die kakao, dit is hierdie heerlike geur, en outomaties is mens dan dadelik honger en lus vir die pannekoek. En dis wat gebeur wanneer jy deur die vuur gaan, deur die beproewings gaan, en jou resep is reg, jy laat die Here toe om sy werk in jou lewe te doen. Hy is die een wat dit beheer, jy volg sy wil, jy is gehoorsaam, jy meng nie in met die resep nie. En wanneer daai vuur en beproewinge kom, wanneer teenstand kom, dan is jou vlees gekruisig, en die gees kan deur jou opstaan, en die vrug wat ander dan sien, en die geur wat hulle sien, is aangenaam. So wanneer jy langs die moeilikste situasie staan, en of dit in jou werk is, en jy het beproewinge in jou werk, gesondheidsgewys, met jou kinders, wil ek vir jou sê, in daai vuur van beproewings, dit is aaklig as daar vure is, omdat ek was ook al baie in die vuur, en in erge vuur van beproewings, en in daai oomblik, het jy nie soveel vreugde nie, maar die Here kom met sy gees, en hy kom deur jou, en hy kan staan op deur jou, en dit is wat gebeur, wanneer daai vuur kom, wanneer jy toelaat, dat die gees van die Here werk, wanneer jy nie teen hom stry nie, wanneer jy steeds gehoorsaam bly in die vuur, wanneer jy nie inmeng met daai resep nie. En hoe lekker is dit net nie, as ons 'n aangename geur vir die koning is, en verander nie. So ek lees vir julle hierso ietsie wat ek neergeskryf het, wanneer jou resep reg uitkom. So wanneer jou pannekoek so lyk, kry jou lewe balans, dis nie te veel nie, dis nie te min nie. Jou karakter word sag, nê? So jy kry 'n sagte hart, maar jy standvastig, so jy sterk, maar sag. Jou reaksies word vol genade, jy het genade verander. Mens kom dadelik agter wanneer iemand nie inmeng met die Here se resep nie, en hulle gaan deur die vuur en beproewing van daai warm plaat, dat hulle genade verander het. En ek glo regtig, ons lewe kan regtig net krag dra, wanneer ons genade verander het. En jy begin ander voed, met wat die Here vir jou gedoen het. Ek het net gister, het ek die getuienis geluister, van die Forsies, wat juist daar getuig het, oor hulle babietjie, en hoe die Here genesing vir hulle babietjie gebring het.
En dit was my so mooi, want dit het my kom stig weer, my weer kom herinner aan my eie getuienis met my dogtertjie, wat die Here ook vir ons genees het en haar lewe ook gespaar het. So, die oomblik wanneer ons deur daai vuur van beproewings gaan, ons is standvastig, dan het ons genade verander, maar ons kan ook ander voed. So hierdie pannekoek is van so 'n aard, hy is groot, en hy is vol voedingswaarde. Ek kan hom deel met ander, so dis vir my altyd lekker as my ma kom kuier, en ons maak hierdie pannekoek, en sny kom in die helfte, want hy is altyd te groot vir my, en sy geniet dit net soveel soos wat ek het geniet. So jou lewe is nie net vir jouself nie. Jou lewe, daai resep wat die Here maak, is om met ander te deel, om ander ook te voed, om 'n aangename geur vir ander te wees, maar nie net 'n geur nie, om vir ander ook voedingswaarde te gee. Mag die Here julle vandag seën, en mag jy wanneer jy in die kombuis vandag enige resep aanpak, dadelik weet dat die Here met jou is. Mag hy met jou praat terwyl jy daai resepte maak, en om te herinner dat hy in die proses is. Hy is met jou. Hy lei jou, maar jy moet gehoorsaam wees. Moenie die menglepel by hom vat nie. Laat hy die mengwerk doen en volg die resep. Moenie probeer om van die bestanddele te verander en in jou eie hand te vat en te vervang met iets anders nie. Mag die Here julle seën.